Ons wag vir die laaste mense wat na Jesus opgestaan het. Julle baie welkom by Opstanding Sondag. Julle en ek net gou hier refresh doen. My presenter het ook nog opgestaan. Ek hoop die Here bevry ons van tegnologie in die lewe hierna, want ek dink dat hierso word 'n mens getoets. Zasha, druk my die regterkantste pyltjie daarso. Daar's hy. Goeiemôre julle. Ons sê hy het opgestaan en dan sê julle Jesus Christus het waarlik opgestaan. Kom ons sê dit weer. Hy het opgestaan. Jesus Christus het waarlik opgestaan. Dit is vanoggend is dit meer ons almal se tipe oggend waar ons kan feesvier oor Jesus Christus wat opgestaan het. Nou vir die laaste 40 dae het ons saam soos disippels het ons saam met Jesus op hierdie pad gestap na die kruis toe. En daar's 'n paar hoogtepunte gewees, né? Daar's 'n paar hoogtepunte gewees om saam met Jesus te stap as 'n disipel. Die eerste is om te hoor hoe hy hierdie profetiese of wat die profete oor hom gesê het, dat hy vir ons sê dit gaan volbring word in hom, wat ons angstig gemaak het en so bietjie weer min vrees laat val het. Maar nog 'n hoogtepunt is toe Jesus met 'n handdoek kom en ons voete vir ons was. En hy sê vir ons dat dit is die beeld wat hy by ons wil agterlaat. Hy is ons Heer en Meester, maar hy is 'n diensknegt koning heel eerste. En dis wie ons moet wees vir mekaar. En dan het ons om die tafel saam met hom kom sit en ons het saam met hom geëet. Toe het hy die brood gevat en hy het dit gebreek en hy het gesê, neem, eet, dis my liggaam. En hy het die wyn gevat en hy gesê, dit is my bloed, drink almal daarvan. Want dit is die verbond wat volbring word. En dis hierdie bloed wat gestort word of vergiet word vir klomp vir die vergifnis van hulle sondes. En dan het ons saam met Jesus gestap daar na die tuin van Getsemane toe en daar sou het die angs ons oorval. Jesus het angstig na God gebid en gevra dat hy die lydingsbeker verby hom gaan. Maar hy het God se wil heel eerste gesoek. En hy het God se wil gehoorsaam. En daar het toe 'n punt gekom waar ons vir Jesus alleen gelos het. En hy moes daai laaste tree op na Golgotha toe alleen stap. Dit was so bestem deur God. Hy's gekruisig en begrawe. Maar hy het op die 3de dag opgestaan. God het hom uit die dood uit opgewek. So vanoggend wil ek 2 belangrike goeders doen. Maar eers Zasha en Tasha, of Tasha. Kom maar Zasha. Julle moet nou hierdie pragtige bougainvillea blommetjies moet julle nou uitdeel en dan die wat kans sien om op die stoel te staan en dit in die doringkrone te druk. Julle baie dankie vir die blommetjies. Kan julle dit indruk sodat ons wys soos Martin Luther sê die hele natuur getuig van die opstanding, want as ons kyk hoe dit keer op keer uit hierdie droë wêreld blommetjies bring, dan weet ons Jesus Christus het opgestaan. Ek gaan nie probeer nie, met 'n stoel gaan ek hier bykom nie. Mag gaan gou so lied sing. Okay, maar eers gaan ek vir ons 'n gedig lees. So kom ons sit so, en dan gaan ek vir ons die opstandingsgedig lees. 'n Pragtige gedig van W.G. Lou. So ek wag net gou dat
Zasha klaar uitdeel. Julle kan maar ook net die bougainvillea blommetjie vashou as 'n simboliek van Jesus Christus wat opgestaan het. Kom ek lees hierdie pragtige gedig vir julle. Opstaan. 3 dae was daar duisternis alleen. In diep gelatenheid, soos in die sand. 'n Suiwer saad wat wag op son en reën, het al sy sterklikheid stil weggegaan. Die swaar en trae slappe van die vlees, sy onrus, vrees, verwarringe en waan, dat hy een met die Vader en die Gees verheerlik in die lig weer op kan staan. Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. Die steen is afgewentel deur 'n wind wat uit 4 hemelstreke op die aarde stryk, dat dit vergrys is tot stof en grind. En soos uit diepe duisternis 'n vlam staan hoog en rank en smetteloos die lamp. Pragtige gedig. En dan gaan ons nou vir die laaste keer na ons 2021 Paasfeeslied luister. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. Hallelujah. He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The soldier who had used the sword to pierce the body of our Lord said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, "Hallelujah, hallelujah, 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 hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah.
3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pragtige weergawe van Leonard Cohen se lied gewees en 'n pragtige leiding deur die hele verhaal van Jesus Christus tot wat hy opgestaan het, né? Hy het opgestaan. Jesus Christus het opgestaan. As hy Julle, ek weet nie of julle weet wat hierdie is nie. Dit is 'n fontein, julle. Nou as jy twyfel of dit 'n fontein is jy 100% reg. Want dit is Twyfelfontein se fonteintjie hierdie. Nou Twyfelfontein het aan my familie behoort, Levine. Nou David Levine, hy het gesê hy wil in daai area gaan boer waar almal vir hom gesê het, moenie so toe gaan nie, daar is nie water nie, jy sal nie kan oorleef daar nie. Maar blykbaar is dit in die familie die hardkoppigheid en hy het toe so toe gegaan en hy het daar gaan boer. Nou hierdie fonteintjie het nie baie water gehad nie. En wanneer mense kom kuier het hy dan begin grawe in die los sand of die modder en gekyk of hy nou nog water kry om hulle te kan bedien met water. Maar dan het hy altyd so gesit en opgekyk en gesê, hy twyfel of daar water gaan wees in Oktober wanneer die reën kom. So hy het dit so baie gedoen of gereeld gedoen dat mense hom later David Twyfelfontein genoem het. So dit is die verhaal van Twyfelfontein. Hulle is toe in die 1960s is hulle toe ook daar weg. Julle Jesus Christus het opgestaan. Hy is daai lewende water. Hy is daai fontein van lewende water en ons hoef nie te twyfel of ons ooit nie water by hom gaan kry nie. Hy gee vir ons daai water wat ons dors vir ewig les. En hoekom het ons hierdie geskenk van God af ontvang? Omdat God vir ons lief is. Hy het dis hoekom hy sy seun vir ons gegee. So ons gaan nou Psalm 108 gaan ons saam lees. Ek gaan vir ons die wit gedeeltes lees en dan lees julle die groen gedeeltes. En dan bevestig ons net die volgende. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde. Israel moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde. Die huis van Aaron moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde. Die wat die Here dien moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Akademia moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het opgestaan. Jesus Christus het waarlik opgestaan. Kom ons staan. Juich ons harte en bidden wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat Christelik gehad het, en dan liefde ons gegee, dan kan
julle. Dit lyk sommer pragtig. Die blommetjies wat die kroon versier. Ons kan maar sit. Ekskuus. Julle ken seker hierdie goggatjie. Dit is 'n tokkie. En hierdie foto is geneem in die Namib-woestyn. Nou julle, as jy in die Namib-woestyn aankom en jy kyk daar rond, dan is dit net sand. En 'n mens kan nie dink dat enigiets kan lewe daar nie, want daar is nie water in sig. So, en dan vroeg in die oggend as jy wakker word, dan kry jy hierdie goggatjie wat met sy agtersteewe in die lug staan en dan die dou druppeltjies begin daar op sy rug vorm. Klein druppeltjies eers en dan begin dit saam begin smelt of dit begin saamkom totdat dit 'n groter druppel is wat dan afrol by sy rug tot hier by sy mond. So daar waar mens dink geen lewe is nie, waar niks kan oorleef nie, hier is 'n goggatjie wat net staan en wag dat daai druppeltjie water by sy mond uitkom. Nou Jesaja 25 praat van hierdie redding wat God gaan bring. Kom ons lees gou hierdie eerste deel. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Soos 'n tokkie daar in die woestyn is waar daar geen lewe kan wees nie, is ons in 'n wêreld waar daar verskriklik baie smaad, dood en trane is. En God sê, daar kom 'n tyd wat hy dit gaan heeltemal verwyder. En wanneer hy dit doen, sal elkeen sê, kyk, daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou. Hy het ons gered. Dit is die Here. Ons het op hom vertrou. Laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Nou as ons later gaan lees hoe Petrus die evangelie verkondig, weet hy dat Christus opgestaan het. En hy weet dat ons moet so tokkies 'n posisie inneem as hierdie kinders van God, as hierdie disippels van God. En as ons op hom wag, dan gaan hy ons seën met hierdie druppeldou, hierdie doudruppel. Hy gaan ons red met daai doudruppel van die lewe. Ons is maar eintlik net tokkies in hierdie wêreld wat smag na die lewe, om aan die lewe te bly. En Jesus Christus het opgestaan en hy bied hierdie lewe vir ons aan. Kom staan. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat was, hoe liefde lei. Deur sy Christus het die Here self sy hand na ons gereik. Sing o sing van ons verlosser, aan die kruis het hy gelei. Deur sy dood bring hy verzoening, van ons skuld maak hy ons vry. Laat ons praat met almal om ons oor die hoop wat in ons leef. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing o sing aan ons verlosser, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Laat ons sing oor hom wat terugkeer aan die einde van die tyd. Bruidegom, die bruid verwag.
Ek dink meeste van ons ken hierdie plant. Hy word amper so groot soos 'n boom, hoor ek? Nou, voordat ek die naam van hierdie boom sê, ek dink hoe hy die naam gekry het, was 2 nammetjies wat so gestaan het en gekyk het daar aan die ander kant en toe sê gewet vir Willem dat hy sê, kyk daai bossiekop, hy het nie arms nie, net een been. En toe sê Willem, ja, dis 'n halfmens. Julle, dis 'n halfmens. Ons ken nie hierdie, ek ken dit nie, ek het dit nog nie gesien in lewende lywe nie, maar is blykbaar 'n merkwaardige natuur verskynsel in die woestyn. Julle, wanneer ek na die halfmens kyk, en ek dink aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het, né? En hoe ons in Christus volledig weer mens word, in God se teenwoordigheid, is vandag die grootste oomblik in ons Christelike lewe, dat ons moet besef wat Jesus vir ons gedoen het, dat ons weer volledig mens in sy teenwoordigheid kan ingaan, en met vrymoedigheid voor hom kan staan, want in Christus is ons vrygespreek. En dit moet ons bely, ons moet geloofsbelydenis aflê. So kom ons staan en dan doen ons die Heidelbergse katekisme belydenis, die eerste vraag, dan doen ons dit saam. Bely ons dat ons volledig weer mens is in Jesus Christus. My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek my liggaam en siel nie aan myself nie, maar aan my vertroue Saligmaker, Jesus Christus verloor. Jesus het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal. Daarom verseker hy my deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om vir hom te lewe. Amen. Verseker, Jesus is hier. Hy het my sondes uit liefde vergeet. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy lasting, sag is sy juk. Hy gee bemoeienis, die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Hy sy genade, liefde en trouw, weet ons hoe God sy kinders behou.
This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Ek wil graag sê dat dit was beplan gewees, maar die boodskap gaan verduidelik hoekom ons klomp verskillende tale in daai lied gehad het. So kom ons maak ons Bybels oop by Handelinge 10 vers 34 tot 43. Acts. Jesus, dankie dat U opgestaan het. Here, dankie dat U seun uit dood uit opgewek het. Dankie dat U vir ons die belangrikste boodskap in ons lewe kom vertel. Dat U is die lewe. Dankie dat U vir ons soos 'n druppel dou in die woestyn lewe bring. Dankie dat U hierdie fontein van lewende water is wat nooit opdroog nie. Dankie dat U ons saligmaker is. Dankie dat ons in U volledig weer mens kan wees. In God se teenwoordigheid. Bid dit in Christus naam. Amen. Ons lees daarvan vers 34, Petrus se toespraak by Cornelius. So, Zasha, sal jy vir ons aangaan? Baie dankie my man. Vanaf vers 34. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Jesus weet, julle weet, dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werk gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwels was. Want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die 3de dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Ons lees tot sover. Dankie Sasha.
soos gewoonte, doen ons alles in 3 dae, het God vir Jesus uit die dood uit opgewek, en ons gaan 3 dele vandag hê ons teksgedeelte. Jesus is Here van almal, dis vers 34 tot 36, ons is getuies van alles, vers 37 tot 41, en dan deur God aangestel, is ons laaste gedeelte. Voordat ons by Handelinge 10 uitkom, die opstanding is, van die opstanding tot by Handelinge 10, het daar redelik baie gebeur. Jesus het aan sy disippels verskyn, hy het opgevaar hemel toe, die Heilige Gees is al uitgestort oor hulle het al die evangelie begin verkondig, Petrus het wonderwerke gedoen, hy het selfs iemand uit die dood uit opgewek, en Saulus is deur Christus aangeraak om ook te bekeer, wat Paulus geword het. So baie het al gebeur tot hier waar ons kom, waar hierdie toespraak by Cornelius gedoen word. Nou, Cornelius is 'n Griek. Hy is 'n kaptein in die Italiaanse regiment. So net om 'n bietjie agtergrond te gee, hoe Petrus en met wie Petrus praat. Ons eerste gedeelte, Jesus is Here van almal. Nou hierdie gedeelte, hierdie verse is eintlik 'n verduideliking of 'n antwoord op die visioen wat Petrus gesien het. So ek dink as ons nou na die visioen gaan kyk, dan gaan ons kan sien wat Petrus hier vir ons sê. So kom ons kyk na die visioen aan die begin van hoofstuk 10, dan lees ons saam. Daarvan vers, dit is eintlik meer na die middel toe, vers 9. Die volgende dag teen 12:00 die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaar gemaak het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die 4-voetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, "Kom Petrus, slag en eet." Maar Petrus sê, "Nooit die Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie." Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, "Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie." Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Julle, wat 'n fascinerende beeld, né, wat Petrus sien. Julle, ek was ook al so honger dat ek visioene gesien het. Maar ek dink ou Petrus kry hier 'n boodskap en hy is besig om met hierdie ding te worstel. Hierdie 4-voetige kruipende diere en die wilde voëls wat God vir hom sê jy moet eet. En ons ken vir Petrus, hy's verontwaardig dat God vir hom sê eet, slag. Hy het nog nooit so iets gedoen in sy lewe nie. Hy gaan homself nou onrein maak nie. Maar dan sê die Here vir hom, wat ek onrein verklaar het, rein verklaar het, kan jy nie as onrein ag nie. En terwyl hy worstel oor wat hierdie visioen beteken, verskyn die Gees weer aan hom. En hy sê daar's 3 mans wat hom gaan aankom en hy moenie huiwer om saam met hulle te gaan nie. En toe hy afgaan by die huis, toe kry hy die 3 mans. En hulle sê toe vir hom, hulle is van kaptein Cornelius af. Cornelius, 'n engel het aan hom verskyn en hy's gestuur om hom te kom haal. En toe begin hulle van daar af gaan. Hulle is toe in Joppe en hy moet na wat ek die naam vergeet, Caesarea. Hulle moet na Caesarea toe gaan. Nou Caesarea sit net so 50 km bo Joppe. So hulle moes 50 km daartoe loop en die volgende dag toe hulle daar aankom, toe kom hulle daar aan en Cornelius wag hulle al in. Nou kyk hierdie pragtige disipel van Jesus. Toe hulle so aankom, toe kniel Cornelius dadelik in eerbied voor Petrus. En Petrus sê vir hom, nee, staan op. Ek's tog net 'n mens soos jy, man. 'n diensknegt koning wat homself nie hoër ag as ander nie.
Pragtige voorbeeld wat Petrus is. Toe Petrus nou daar by die huis kom, en hy loop in hierdie huis, toe dink ek, toe daai pennie gedra. Toe verstaan hy, hoekom of wat hierdie visioen beteken. So, ons kan nou na vers 28 toe gaan. Is dit 28? Ek weet gou vinnig. Ok, ek lees sommer van hier af. Vers 28. Dit is nou interessant, dit is anders te hier, in hierdie vertaling. Maar in elk geval, hy sê, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om te stribbel gekom toe julle my laat haal het. So sê vir my, waarom julle my laat haal het. So hierdie visioen wys vir Petrus iets oor die rede hoekom hy by hierdie Griek se huis is. En ek meen vir 'n Jood om by 'n ander persoon se huis in te gaan en met hulle te verkeer was heeltemal verbied. En dan vertel Cornelius hoe die engel aan hom verskyn het. En ek dink ons lees dit ook vanaf vers 3. Hy sê een middag teen 3 uur het hy, of ons lees so, dis Cornelius wat dit deurgegaan het. Hy sê een middag teen 3 uur het hy 'n gesig duidelik, 'n engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wie is dit, meneer? Of wat is dit, meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen. En hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerdoen wat by die see woon. God laat hierdie engel aan hom verskyn en hy sê vir hom, Cornelius hulle het die Joodse geloof beoefen. Hulle was baie getroue, godvreesende mense. En so God verskyn, laat hierdie engel aan hom verskyn en sê vir hom, hier is iets wat jy moet ontvang. Ek sien dat jy 'n getroue kind van my is. Ek wil graag iets vir jou skenk. En Petrus kry hierdie visioen en hy kry opdrag wat hy iets moet gaan deel. So wat nou gebeur is, dan kom ons by die eerste gedeelte van ons teksgedeelte. En dan sê hierdie Petrus, dan besef hy wat gebeur hierso. En hy sê, waarlik, julle moet nou dink, dis die Jood wat dink, hulle is die uitverkore volk, hulle het die belofte van God ontvang, dis net vir hulle. En kyk wat hierdie openbaring wat Petrus beleef. Hy sê in vers 34, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle met ander woorde, God stuur vir Petrus na die heidene toe, na 'n heidene, nie Jood, om die evangelie te gaan verkondig. En Petrus besef wat God besig is om te doen. En Cornelius is net gehoorsaam, want God wil graag die evangelie aan hom skenk van Jesus Christus. God se hart vir die wêreld was nog altyd dat die wêreld en al sy skepsels kan deel word van die goeie nuus, van die verbond wat hy gemaak het met Israel. En so stuur hy vir Petrus, die eerste disipel, om na die heidene nasies toe te gaan. En Cornelius sê hulle was die eerste ene wat 'n nie-Jood was, wat Christen geword. Ek dink Petrus herontdek iets van God se hart. En dit is Johannes 3 vers 16. Want God het die wêreld so lief gehad, die hele wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê.
ons tweede gedeelte, of hy sluit af, ons eerste gedeelte, sluit hy af, en hy sê, die rede hoekom ek hier by julle is as gevolg van hierdie man. Die woord wat na ons gekom het, is in die vorm van Jesus Christus. Hy het die vrede gebring tussen mens en God. En hy is Heer oor almal. Hy is Heer van almal. Jesus is Heer van almal. Nou ek dink wanneer jy die Joodse tradisie gevolg het en jy net vir Jahweh, die God van Israel gaan bid, en iemand sê vir jou, hy is Heer oor almal, dan sou jy aandagtig luister wat Petrus volgende gaan sê. So wat nou gebeur is, Petrus sê, weet julle weet seker wat oral in die Jodeland gebeur het. Maar alles het begin daar in Galilea, toe Johannes die doop verkondig. En toe hierdie Jesus van Nasaret daar aankom, en hy word gedoop in die Gees, en God bevestig dat dit sy seun is, sy geliefde seun, en hy salf hom met krag van die Heilige Gees. En toe het Jesus Christus reg oor Israel gegaan, en hy het goeie werke gedoen, en hy het mense gesond gemaak wat besete was, met duiwels besete was, en hulle kon sien dat hierdie God van Israel by hom was. En hy sê, hulle is getuies van wat gebeur het, van dat Jesus hierdie werke gedoen het. Hulle weet dat Jesus het toe Jerusalem toe gegaan, en toe het hulle hom aan die kruis opgehang, en hy het daar gesterf. Hulle is die getuies van dit, hulle het dit gesien met hulle eie oë. Maar op die derde dag het God vir Jesus uit die dood uit opgewek. Hulle is ook getuies daarvan. En Jesus het saam met hulle geëet en gedrink. Hoeveel meer bewys wil jy hê dat Jesus opgestaan het? Hulle kon aan hom vat, hulle het saam met hom geëet. Hulle weet dat Jesus Christus opgewek is uit die dood. En dit is daai getuie wat hulle gee, wat Petrus nou vir Kornelius gee. Dit is hoekom hulle Jesus aan hulle verskyn het. Jesus Christus het aan hulle verskyn, nie aan die hele volk nie, sê Petrus, maar uit die wat uitverkies is om hierdie getuie te wees van wie Jesus Christus is. Dat hy God se seun is, wat God gestuur het om vir ons sondes te sterf en op te staan uit die dood en die dood oorwin. En in Christus die lewe vir ons te gee, die ewige lewe. Dit is hoekom hulle uitverkies is, hierdie apostels aan wie Jesus verskyn het, om hierdie getuie te wees van Jesus Christus. En toe sê Jesus vir hulle, Petrus sê, toe sê hy vir hulle, hy sê, julle moet die getuies wees, en julle moet bevestig. Ek lees dit vir ons. Vers 42. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk die verkondiging te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Nou vir 'n Jood om te hoor dat hier 'n ander regter is, nie God nie. Want vir hulle is die wet alles gewees. Hulle moes net die wet onderhou en dan het hulle na die regverdige regter God gekyk om seker te maak dat hy hulle genadig is. Dit is waar die oordeel gelê by God Almagtig. Maar Jesus Christus word deur God as hierdie nuwe wet gegee. Die Gees word uitgestort oor almal wat in hom glo. So Jesus Christus self word die wet. Hy word die regter. Hy weet wie is in hom. Hy weet wie is opreg in hulle harte, want ons is verbind met hom in die Gees. Hy word die nuwe wet. Hy word die hele wet word in hom volbring. Wat beteken dat wanneer ons in Christus is, dan het ons hierdie verbintenis met God. En God kyk na sy seun Jesus Christus
En wanneer hy ons oordeel, gaan hy deur Christus na ons toe gaan. En Jesus Christus alleen weet of ons in hom is en in hom glo. En dan eindig Petrus en hy sê in vers 43, van hom getuig al die profete dat elkeen wat aan hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Nou hier wil ek vir julle Lukas 24 lees. Vanaf vers 44. Hoor nou hoe vat Jesus alles. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik, dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met die krag van bo toegerus is. So net na hierdie gedeelte wat ons nog lees, na vers 43, terwyl Petrus nog met hulle praat, kom die Heilige Gees oor hulle. En Petrus en die Jode by hom is verstom dat die Heilige Gees oor nie-Jode uitgestort word. En dit bevestig net wat God vir hom in die visioen gewys het. Hy wys dat alle mense, alle nasies is deur God rein verklaar. En ons kan niemand as onrein ag nie. Nou Petrus moes toe terug aan Jerusalem toe en vir die ander disippels vertel van hierdie nie-Jode wat hy toe doop na die tyd, en wat hulle het hom eers heeltemal verwyd daarvoor, want dis mos net die verbond wat net met Israel gesluit het. Maar toe hy hulle vertel wat gebeur en hoe die Heilige Gees oor hierdie nie-Jode, het hulle harte en hulle oë oopgegaan. Die kernboodskap wat ek dink hier in Handelinge 10 vir ons staan, is dat God se hart nog altyd daar was vir die hele wêreld, vir elke liewe skepsel. En hy het vir Petrus gebruik om hierdie ding oop te breek by die Jode. Oop te breek dat die evangelie van Christus is vir elke liewe een wat glo. Daar's geen onderskeid wat God tref nie. Hy bied dieselfde vryheid, dieselfde ewige lewe aan elke liewe mens. Wie is ons om te besluit wie die evangelie kan ontvang of nie? En dank die Vader, want hier sit ons vandag. Hier sit ons, want die evangelie van Christus het uitgegaan in die wêreld. Hy het opgestaan. Jesus Christus het waarlik vir almal opgestaan. So, daai evangelie het toe versprei, soos ons weet. En elke persoon wat die verhaal en die getuienis van Christus gehoor het, wat opgestaan het en gesterf het vir ons sondes en die straf gevat het en ons vrygemaak het en ons volledig mens weer in God se teenwoordigheid gemaak het. Elke mens wat dit hoor en dit ontvang, is ontvang deur God. En ontvang hierdie ewige saligheid saam met hom in die hemel. Maar net soos Paulus, net soos die apostels, net soos Petrus, het God elke liewe een van ons uitverkies. Hy kies ons uit en hy nooi ons om hierdie goeie nuus
hierdie vrymakende verhaal of geskenk wat God deur sy seun Jesus Christus aan ons gegee het, om dit te gaan deel, sodat hulle ook vir Christus kan ontvang as hulle ewige salig maak. So ons word ook geroep om uit te gaan, en sonder onderskeid, sonder oordeel, die evangelie van Christus verder te neem, en die goeie nuus van die opstanding met die wêreld te deel. Amen. Here, vandag staan ons sommer opnuut, saam met U op, as nuwe mense, wat weer besef wat U Vader gedoen het, toe hy U aan ons geskenk het, toe hy in ons plek die sonde van die wêreld op U gesit het. Dankie dat U al ons ongeregtighede, al ons sonde saam met U geneem het, en eens en vir altyd met dit graf toe gegaan het, Here. Dankie dat ons vandag hier kan staan, en deur U en in U, volledig as kinders van die Here, in God se teenwoordigheid kan rondbeweeg. Here, ek bid dat ons elkeen hierdie wonderlike geskenk sal omhels, en nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons sal oor daai grense gaan, Here. Want U het al die nasies as rein verklaar. Ons ag hulle as rein. Seën ons met U Heilige Gees, Here. Lei ons tot daar waar die lewende water nodig is. Bid dit in Christus se naam. Amen. Wie is in beheer? Wie is die Begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom. my hart is Eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar is niemand soos hy. Jou hande laat oor, sing halleluja, gee Here lof. Halleluja, ons koning kom, met sy heilige naam. Jou hande na bo, sing halleluja, koning kom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te haal. Wie sal buig, en elke dom sal getuig. Hy die dood vir ewig oorwin. Hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee Here lof. Halleluja, ons koning kom. Loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te haal. En die donker wêreld alom, die sal volkom bly. Is die ruiter op die witberg, hy kom vir jou en my. Jou hande na bo, sing halleluja, oor hom. Halleluja, ons koning kom. Loof sy heilige
lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Kom ons sit almal net eers so en dan gaan ons gou geleentheid gee om sy dankoffers opgeneem te word. Iets wat ek altyd gee. Kom ons staan. Dan gaan die wet vir ons sommer die ou kerk se seëngebed uitspreek. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose af te slaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen. Mag die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. En iemand van ons insit. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Hier laat ons wees soos die Heer, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Dis hy, ons kan gou sit. Ek wil graag vir ons net ek weet nie of daar spesifieke afkondigings is wat ons moet, of ek net die verjaarsdag vir julle gaan lees. Ek het nou sommer Saskia se selfoon hierso. Ons nooi julle uit in die gebedstyd vanoggend om saam met ons koffie en tee te drink. Wat sê hy?
Vandag, ek moet dink ek moet brille kry. Vandag verjaar Tanet Geldenhuys en Rian Groewe. Maandag is Nathan van Dijk. Dinsdag is Lensha van Dijk. Zihandri Wilken, Pieter Dirk Strauss. Dan Woensdag is Johnston van Wyk, ek weet nie of is regstel is nie. Beatrix Turner en dan Saterdag is Basie Engelbrecht en Lindy Del. Die selfoonnommers is op die nuusbrief, stuur ook hulle boodskappe op die dag wat hulle verjaar. Mag julle geseënde Hemelvaart Sondag verder hê. Seën vir julle. Opstaan. Wat het ek gesê? Dis Hemelvaart. Ekskuus, opstanding Sondag, ekskuus. Dankie.